Dis Paasfees 2025. Ons praat hierdie week oor die Paasgebeure en veral Jesus se kruisiging, die hoofmoment, en dan ook Sondagoggend die opstanding. Ek is Rinus van Sandwyk van Sion Gemeente in Parys. Hoor wat skryf Paulus aan die gemeente in Galasiërs 5 vers 1. Om vry te wees. Dit is waarvoor Christus ons vrygemaak het. Maak seker dat jy vry bly. Jy moenie weer onder 'n slawe juk vasgebind word nie. As jy na die Bybel kyk, veral die Ou Testament, sal jy baie oor geregtigheid sien. Jy sal verse teekom wat dinge sê soos, die Here het geregtigheid lief en leer om goed te doen, soek geregtigheid. Daar is honderde verwysings na geregtigheid in die Ou Testament alleen. So, met al hierdie praatjies van geregtigheid, is dit belangrik om te weet wat presies dit is. Die konsep van geregtigheid in die Bybel gaan nie net oor die straf van 'n oortreding nie. Dit gaan hoofsaaklik daaroor om dinge reg te stel. God is besig om geregtigheid te vestig, en die Paasverhaal is die kern van sy plan. Die dood en opstanding van Jesus is die middelpunt waardeur ons uitgenooi word om te help om dinge reg te maak. Onderdrukkers word opgeroep tot bekering. Die onverskilliges word geleer om wys te wees. Gevangenes word vrygelaat en stikkendes word heel gemaak. Dus, maak nie saak waar jy jouself in hierdie stadium in jou eie storie bevind nie. Die Paasverhaal is gereed om jou hoop te bied. Sukkel jy met sonde? Jesus is gereed om vergifnis en geduld aan te bied. Is jy uitgeput deur te probeer om aan sekere standaarde te voldoen? Jesus wil jou van daardie las bevry. Is jy angstig, gebroken van hart of worstel jy met jou geloof? Jesus wil jou ontmoet waar jy is en jou ervaring bevestig. Waar jy ook al in jou storie is. Jy's nooit te ver vir Jesus om jou te kom vind nie. Jou storie was nog altyd 'n faset van God se groot plan vir geregtigheid en herstel. Ons dink vandag daaroor en môre kuier ons verder in hierdie wonderlike verhaal. Die Here seën jou. Amen.